Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van julle vanoggend hier. So lekker om so baie van ons jonger gesinne hier in die sysaal te sien. Baie welkom ook vir al die kinders wat hier is, ouers, besoekers wat vanoggend by ons kuier, mense wat vakansie hou, mense wat vir besigheid hier is, almal wat vanoggend hier is. Baie welkom hier in Onderrivier gemeente. Dit is vir ons so voorreg om saam te wees en vanoggend ook die Here te kan aanbid so saam met mekaar. En kom ons draai net so 'n oomblikie na mekaar toe. Miskien sit daar iemand wat jy ken langs jou, miskien iemand onbekend. Kom ons sê net vir mekaar hallo en welkom hierso. Ja, vriende, so voorreg om deel van 'n gemeente te wees en 'n gemeente is maar net weer deel van 'n groter gemeenskap en dit is deel van al die kerke oor die wêreld. Dit is so voorreg om deel te wees van die Here se familie oor die wêreld. En eintlik op 'n manier behoort ons altyd in mekaar aanklank te kan vind omdat ons in die Here glo. So 'n paar afkondigingkies net hier. So 'n hele paar, kom ons begin sommer vanoggend met die lofdansfees wat vanmiddag plaasvind. Vanmiddag is hier 'n lofdansfees by die kerk. Veronica het fisiek hard gewerk daaraan. Ons eie 2 groepe is betrokke daarbey. Daar's groepe van Kleinmond af en oral af. Kom maar lofdansgroepe vanmiddag dans en die evangelie uitbeeld, liedjies uitbeeld met wat hulle doen. Dis gratis vanmiddag. Julle is baie welkom. Ek reg onthou is dit 5:00, né? Vanmiddag hier in die kerkgebou. Kom ondersteun dit en sommer van my kant af 'n groot dankie vir almal wat betrokke is, Veronica en ook almal wat daar betrokke is. En mag dit sommer baie geseënd wees. Dan ons Bybelskool is weer donderdag. Ekskuus, ek sê nou verkeerd. Ek het gou 'n bietjie dink as die bestuursvergadering die donderdag. Die bestuursvergadering is die donderdag. Ek voel nou verkeerd. Maar in 'n geval ons het Bybelskool. Ek wil nou gou dink, nou is ek heeltemal die mekaar. Maar dit staan in die hartklop. Kyk maar net daar so die datum staan daar. So daar's een dag wat ons nie Bybelskool het nie. Ons het 2 weke oor, dan is ons klaar. Ons is besig met die laaste 4 disippels en ons sluit af die laaste week dat ons bymekaar kom. Gaan ons praat oor Judas Iskariot en ek sien baie uit om bietjie dieper in Judas se lewe te grawe en waarskynlik iets van myself daar te ontdek. Dan die wynveiling, ons het 'n wynveiling wat op die 6de November plaasvind. Dit voel ook nou so te naby, maar dit is so. 6 November is hier. Maar die wynveiling, daar's 'n klomp kaartjies verkoop. Dit gaan 'n heerlike aand wees en Christof van der Berg sing daarso. Heerlike ete, 3-gang maaltyd en 'n saamkuier met almal wat daar is en dan sal dierwyne wat opgevuil word waarvan ons baie keer in ons lewe nie gaan proe nie. Maar daar is mense wat dit koop en ons gemeente ook so ondersteun. Maar dis 'n heerlike aand, ek kan regtig sê en ons sien baie uit daarna. Vriende, dan is daar ook wil ons vanoggend dankie sê. In die week was daar 'n klomp van die helpers besig daarbo in die kleuterkerk. Julle moet sien hoe mooi lyk dit daar. Hulle verf wat in die muur, daar so muurskildery gedoen. Selmarie hulle is daar besig. En sommer net weer 'n groot dankie vir almal wat so besig is met om iets vir die Here in die gemeente te doen. Die mooi blomme hier voor, oral saam mens kom, sien jy net iets wat goed dat mense vir die Here doen. En gistermiddag toe ek hier ry, ek het hier gewerk en die lofdans ouens was hier so en alles en toe ek hier uitgaan te dink ek weer net hoe bevoorreg is ons in hierdie gemeente, want jy kan enige tyd hier kom, hier's mense besig om goed te doen. En baie keer sal mense sê, ja, maar die kerk moet nie net heelpad besig wees nie, maar wat vir my so lekker is om elkeen se passie te sien. Die ouens wat dans is so opgewonde oor hulle dans, en die ouens wat sing is opgewonde om te sing, en die ouens by die deure is opgewonde, en dis net so lekker om deel van 'n geloofsgemeenskap te wees, waar almal hierdie gevoel het van, ek wil 'n verskil maak, en dit is my lekker om dit vir die Here te doen. Dan 'n laaste afkondiging net, die Lewensvreugdefees is ook om die draai, dis op die 9de November, en op die 9de November gaan ons saam kuier na kerk hier buitekant. Dis 'n gratis ete met lekker hoender wat ons daar braai en slaaie en broodjies.
Ons gaan regmaak vir die kinders, ons gaan buite kuier, ons hoop is 'n baie mooi dag soos wat ons die afgelope week gehad het. Maar dis nou tyd om julle name te begin opgee. So almal wat wil kom, meer julle gaan daar in die voorportaal wees, in die malruimte wees. Gee julle name daar op, stuur dit in kantoor toe. As jy kan sien om 'n slide te maak vir daai dag of om broodjies te gee, sê dit ook. As jy kan sien om te help braai, sê dit. En ons sien uit na 'n groot dag op die 9de November wat ons sommer net gaan saam kuier en so net die lewe vier, want dit is 'n wonderlike lewe wat ons kan vier. Vriende, dan vanoggend altyd 'n voorreg om hierdie kersie aan te steek en om vanoggend terwyl ons die kers aansteek net weer te onthou dat die Here die bron van alle lig in ons teenwoordigheid is. En ons sing later vanoggend gaan ons 'n lied sing wat gaan sê wees stil want die Heilige is hier. En toe ons dit vanoggend oefen en ons sing dit en dan word mens regtig stil om te dink dat die groot God van hemel en aarde hier binne in ons gebouetjie vanoggend is. Ek kan dink dat Salomo gesê het op 'n stadium dat hy gesê het hierdie gebouetjie wat ons gebou het, Here, is te klein om U te bevat. Dis te klein, U kan nie inkom nie. En tog kom die Here hier in en is hy hier by ons en kom ontmoet hy ons vanoggend. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg om vanoggend hier saam te wees as 'n geloofsgemeenskap. Groot mense, ouer mense, kinders, kleinkinders, babietjies. En dat ons almal saam U kerk is, U liggaam, U gesin, U op aarde. En dat U ons Vader is, die ene vir wie ons vandag kan sê, Papa Vader, omdat U in U groot genade vir ons aangeneem het as U kinders. Here, ons het vandag niks om op te staan nie. Ons het niks wat ons verdien nie, ons het niks om op te roem nie. Ons kom vandag en ons sê dankie vir U genade, dat ons deur U genade U kinders kan wees, dat ons deur U genade die vryspraak kan ervaar, dat ons deur U genade vergewe kan wees, dat ons deur U genade geheilig kan wees. Dankie vir die voorreg. En seën ons, Here, as ons vandag hier saam is en met ons geldoffers, met ons dankoffers, met ons lofoffers, met ons gebede, met ons saamwees, met ons oordeenking, alles vandag na U toe kom. Seën vir ons, Here, wil U deur die Gees in elkeen van ons werk ook vandag. In Jesus se naam. Amen. Kom ons maak die Here groot en ons dien die Here met ons dankoffers. Vriende, baie dankie vir ons eredienswerkers. Dankie vir almal wat so gereeld bydraes gee vir ons help om hierdie werk ook hier voor te sit. En ek het net vergeet om dankie te sê vir almal wat Vrydag aand ook hier was by Piet Smit se byeenkoms. Dit was regtig so mooi groot aand gewees met mooi opkoms. Baie dankie. Dit was regtig 'n baie geseënde aand. Nou ons sal vanoggend die lofliedjies sing terwyl die kinders nog by ons is en ek is so bly hier's so lekker baie kinders want ons wil graag hê julle moet vanoggend sommer net saam sing. Al ons lofliedjies vanoggend, al 3 lofliedjies is kinderliedjies. En dis sodat julle kan saam sing en pappas en mammas kan saam sing en oupa en ouma kan saam sing en dat ons sommer net saam die Here so sal groot maak. En wat 'n voorreg is dit nie om dit saam te kan doen nie. Die dag as jy se kinders by jou mee is nie, dan mis jy dit so daai tyd wat hulle langs jou gesit het in die kerk en saam die Here groot gemaak het. Nou ek lees in die afgelope week, lees ek sommer 'n bietjie weer oor hoe bevoorreg ons as mense is. Ons gaan dit nou sing ook, né? Ek bedoel, hier waar ons sit, kyk bietjie vir jou hande. Ek bedoel, wanneer laas jy nou vir jou hande gee, maar kyk vir jou hande. Alle mense het nie hande nie. Ek het hande. Die liedjie sê ek het voete. Ek het voete wat kan stap. Gister het ons aan Vindloof gestap. Voete wat kan stap, wat in ons leeftyd kilometers gaan loop, hande, voete. Ons het oë wat kan sien, wat hierdie mooi wêreld waarin ons bly kan sien. Ons het ore wat kan hoor wanneer hulle wil hoor, né? Ons het ore wat kan hoor. Ons het eintlik alles wat ons wil hê. Ons het 'n liggaam, 'n mooi liggaam. En daarom staan ons graag almal so voor die spieël as ons klaar gebad het en goeters, want eintlik is dit wat die Here vir ons gegee het so mooi. Ek gaan lees toe en ek vra sommer net vir die slim internet nou, hoeveel spiere is daar in ons lyf? Ek het mos nou nie biologie in die skool gehad nie. Nou vra ek, hoeveel spiere is daar in 'n mens se lyf? Dit lees ek daar 600 spiere, meer as 600. Party mense sê 650 spiere in jou lyf. En toe dink ek maar, kom ek maak dit vir die rekenaar bietjie moeilik en ek sê vir hom, hoeveel spiere is daar in jou gesig? En toe sê hy, daar's 43 spiere in jou gesig. Vriende, 43 spiere in 'n mens se gesig. En nou die interessante ding, né, is as jy glimlag, né,
Kyk of jy kan glimlag vir 'n oomblik. As jy glimlag, né, dan werk daar tussen 10 en 17 spiere wat jou help om te glimlag. Nou nooi ek julle uit frons bietjie. Maak bietjie 'n frons gesiggie. Raai of die spiere werk nou? 43. Al 43 spiere werk wanneer ek frons, né? Om te glimlag het ek net 17 spiere nodig, dis al. Vriende, en daarom as jy die liedjie sing, sal dit lekkerder wees as ons glimlag, as wanneer ons frons. Kom ons staan en saam met die kinders sê ons, ek het hande, ek het voete wat kan stap, 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 ek het oë, ek het ore wat kan hoor, en ons sing sommer net ons geloof vanoggend kinderlik uit voor die Here. Sing saam met ons.
Dankie, sit gerus. Al die kinders, kom julle hier na vorentoe vir rooi trein. Al die maatjies, kom gerus hier na toe, hoor. Hallo, hallo. Daar sê, ons is 'n mooi klompie maatjies vandag, hoor. Lekker, kom nader, hoor. Lyk my dit help as jy sit 'n hamer in die hand hier staan. Hoekom dink julle toe om Koenie vandag 'n hamer hierso, hè? Wat doen ons in die kerk met hamers? Hè? Ons bou. Ja, pragtig, ons bou. Wat doen ons nog met hamers? Ja, weet. Ons kap spykers in. Dis wat ons vandag gaan doen. Ons gaan spykers inkap met die hamer. Weet julle hoekom het ek hierdie hamer vandag gebring, né? Want vandag baie jare gelede, 508 jaar terug. Weet julle hoe ver is dit? Dis baie lank. 508 jaar terug, né? In die jaar 1517, daar's 'n prentjie op die skerm en Piet wys vir ons daai prentjie. 508 jaar terug het dit sleg gegaan met die kerk van die Here. Dit het nie goed gegaan in die kerk nie. Daar was baie dinge in die kerk wat nie reg was nie. En dit kan maklik gebeur dat dinge in die kerk nie reg is nie. En lank terug was daar dinge in die kerk nie reg nie. Ja, wat wil jy sê? Ek gaan vir jou net nou kans gee, nee, kom ons vertel gou 'n storie. 508 jaar terug was die dinge in die kerk nie lekker nie. Daar was dinge wat verkeerd was. En toe op 'n dag toe kom maar 'n oom, sy naam was Martin Luther. Martin Luther het in 'n klooster gebly. Dit beteken hy het gesê ek gaan nie trou nie, ek gaan nie 'n gewone werk doen alles nie. Ek gaan bly in 'n sekere plek, 'n klooster, en al wat ons doen heeldag, ons lees Bybel en ons bid en ons maak die klooster skoon, ons plant groente en alles. En so het hy in hierdie klooster gebly vir klomp jare. En toe sê hy op 'n dag, toe sê hy, maar hy kan nie langer uithou nie. Daar's iets wat hy moet doen. Daar's iets in die kerk verkeerd en hy moet dit regmaak. En toe gaan Martin Luther en hy skryf 'n opstel van 95 dinge wat hy skryf. Julle kan ook maar skryf, né? Hy skryf 95 goeters neer en hy sê dit is die 95 dinge in die kerk wat verkeerd is. En hy vat daai 95 stellinge. Gee dit vir my daar agter jou aan daarso. Gee my daai papier met daai. Daar's hy. Hy vat daai 95 stellinge wat hy geskryf het, né? En hy vat 'n hamer en spykers en hy gaan kap dit in. Hy gaan kap dit vas teen die kerk se deur in 'n dorpie daar in Duitsland. Om vir die mense te sê, dit gaan nie goed in die kerk nie. Julle kan dink hoe erg was dit geweest toe almal sien hier teen hulle kerkdeur staan daar 95 goed neergeskryf, né, wat hy sê wat verkeerd is. Nou ek wil gou vir julle vra, watter twee kinders gaan vir ons gou hierdie poster, hierdie 95 stellinge teen daai muur gaan vasdruk daarso. Wie gaan dit doen? Ek gaan nou vir jou spykers gee, né? En 'n hamer. Nee, ons sal nie dit doen nie. Kos vat vir jou en dan vat ons die vir jou op die punt daarso. Help jy vaar. Dis vir julle elkeen 'n stuk prestiek, né? En julle gaan nou daai 95 stellinge daar teen daai muur vassit. Julle kan hom daar sit, dis reg. Kom ons kyk hoe hulle daai vassit. Druk dit mooi vas daar. Bietjie hoor dat die hele gemeente kan sien. Daar's hy. Daar's hy. Goed. Daar het hulle nou gegaan en hulle het dit vasgesit. Hoekom doen ons dit nou vandag? Weet julle hoekom doen ons dit? Want vandag is die dag, die naaste aan die 31ste Oktober 1517. Dis die dag waarop ons terugdink daaraan dat die kerk moes verander het. En die kerk moet vandag weer verander. Die kerk mag nooit ophou verander nie. En as daar goedjies in die kerk verkeerd is, dan moet ons dit regmaak. Maar ons sê vandag vir die Here dankie dat ons vandag weer weet dat ons net uit genade gered is. Dat ons vandag die Here se genade gekry het. Dit was die groot ding wat Martin Luther agtergekom het. Hy het agtergekom, daar's niks wat ons kan doen om hemel toe te gaan nie. Ons kan nie 'n leer bou wat hoog genoeg is dat ons by die Here kan gaan bly nie. Al hoe ons daar kan kom is as die Here ons kom haal. En ons noem dit genade. As die Here sê, weet jy wat, jy kan niks doen nie, maar
ek maak jou my kind en ek sal jou eendag na my toe vat. Ons vier vandag hierdie genade. En daarom gaan ons 'n liedjie sing. Hierdie liedjie sê, ek is bly ek het 'n Bybel. Ek is bly ek leer van die Here. Ek is bly ek's 'n kind van die Here. Kom ons staan en ons sing hierdie liedjie en sê vir die Here, ek is so bly ek ken vir Jesus. Gemeente, julle kan bly sit en dan kyk ons so hulle dit sing en ons sing saam met hulle. Kom ons staan. Nou moet julle mooi sing. Sê vir die Here dankie, né? Oogies toe. Here, dankie dat ons deel kan wees van die kerk. Dankie dat Martin Luther lank terug vir die kerk gesê het, ietsie is verkeerd. Ons moet terugkom na die Here toe. Dankie dat U vandag weer vir ons ook sê, as dinge verkeerd gaan, moet ons terugkom na U toe. Ons sê vir U dankie in Jesus se naam. Amen. Dankie, julle kan na julle klassies toe gaan, hoor. Vriende, ek lees vir julle uit 1 Konings 19. Julle ken daai stuk van Elia daar op die berg. Hy het nou net die Baal-profete is dood. Hy het hierdie geweldige oorwinning gehad. En dan hoor hy die koningin Isebel wil hom doodmaak. Dan vlug hy. Dan staan daar, maar die Here sê vir hom, kom uit en gaan staan op die berg voor my, die Here. Ek wil verbygaan. Skielik was daar 'n baie sterk wind wat die berg stikkend geruk het en die rotse gebreek het voor die Here. Maar in die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing, maar in die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur, maar in die vuur was die Here nie. En na die vuur was daar 'n fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy sy gesig met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan. Toe hoor hy 'n stem wat vir hom sê, Elia, wat maak jy hier? Daar's al hierdie dramatiese dinge wat gebeur en dan is daar 'n fluistering in die windstilte, 'n stilte, 'n heilige stilte. 'n Stilte waar Elia skielik besef, maar God is hier. En die Here nooi ons vir so 'n stilte vandag, as ons hierdie lied sing. En ons gaan net die Afrikaans en die Engels sing. Kom ons sing dit terwyl ons sit.
is so baie lyding in die wêreld, so baie seer kry wat onverstaanbaar is. Maar terselfdertyd soveel wonderlike goeie dinge, soveel genade wat net so onverstaanbaar is. Jesaja 55 vers 8. My gedagtes is nie julle gedagtes nie, sê die Here. En julle optrede nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes. Ons sing ons laaste lied terwyl ons so sit. Here, heilige Here, laat U weer ook onder se vuur se weer wees. Laat U weer ook my gesin se weer wees. Laat U weer ook my eie weer wees. Here, ons buig in bewondering voor U, ons buig laag voor U. Ons aanbid U as onbegryplike, onverstaanbare groot God, onbeperk, almagtig, alwetend, alomteenwoordig. Here, ons het nie in ons woordeskat al die woorde om U te beskryf nie, maar ons buig voor U. Dankie dat U ons U kinders en U kerk noem. Ons bid, Here, seën hierdie diens, seën hierdie skriflesing, hierdie gedeelte, seën ons oordeenking daaroor. Praat U vanoggend ook met elkeen van ons deur die Heilige Gees se werking in Jesus se naam. Amen. Ons lees vanoggend saam uit 2 Korintiërs 12. 2 Korintiërs hoofstuk 12. Die van julle wat wil blaai soontoe, sal nou dit bladsy nommer hierso hê. Bladsy 242. 2 Korintiërs 12.
Om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die 3de hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wou roem, sal ek dit tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. Maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf, as wat hy my sien doen of my hoor sê het nie. Selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van Satan om my met vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat dit van my af weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en moeilikhede ter wille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Vriende, mag die Here vanoggend ons praat deur hierdie gedeelte. Is 'n gedeelte dink ek wat almal van ons al baie gelees het, baie preke waarskynlik daaroor gehoor. Ek dink ons elkeen het 'n sekere verstaan reeds van die teks, maar mag die Here ook dit wat ons vanoggend sê vir ons kom seën. Ons tema vanoggend is mense met dorings in hulle vlees. Kom ons praat net so 'n bietjie eers oor hierdie agtergrond van hierdie brief. Dit is so belangrik om 'n stukkie in die Bybel te verstaan. Mens kan so maklik net die Bybel vat en dan lees mens dit net en eintlik leer mens nooit die Bybel ken nie. Leer mens nooit die karakters en die storie ken nie. Daar was daai tyd in Griekeland het die stad Korinthe gewees. Korinthe was so 2 kilometer van die see af gewees, maar het 'n groot hawe gehad. Was met ander woorde 'n hawe stad. Nou, al die dinge wat jy vandag ook in 'n hawe stad kan indink, sou jy daar gekry het. Omdat dit 'n hawe stad was en daar kom heelpad bote en goeder, is dit 'n kosmopolitiese stad gewees. So daar was al iets van alles, met allerlei soorte mense en alles tipies wat jy in Durban sal kry of by sulke stede wat hawens het en by die see is. Dit was ook 'n baie ryk stad omdat dit 'n handelsstad is, né? En in hierdie stad was dit vol gewees van Griekse gode. Die Griekse gode was oral gewees, maar in Korinthe en Athene was daar baie van hulle gewees. Daar was ook baie heidense praktyke in die stad. So dit was nie 'n Christelike wêreld soos ons wêreld nie. Die wêreld was nog baie heidens gewees. Daar word gesê dat by die tempel vir die Griekse god Apofroditus, by daai tempel alleen was daar meer as 2000 tempelprostituie. En dit gee vir jou 'n prentjie hoe dit in die dorp gegaan, hoe dit in daai klein stad gegaan. En daarom, omdat dit 'n stad was met sulke losse waardes, na soveel goed verkeerd gegaan het daar 'n werkwoord ontstaan en die werkwoord was om te korinteer. Om te korinteer beteken om losbandig te lewe. Mense het letterlik die uitdrukking gebruik as mense losbandig leef om te sê hulle soos die Korinteërs, hulle korinteer. En daar's so 'n Engelse woord ook nog vandag steeds wat mense gebruik. En daarom noem Paulus, as hy vir hierdie gemeente skryf, noem hy 'n hele lys van sondes, afskuwelike goeters wat hy noem as hy vir hierdie gemeente in Korinthe skryf. Nou Paulus het verskeie briewe aan hierdie gemeente geskryf. Ons het 2 daarvan in ons Bybel. Ons vermoed daar was nog 2 wat ons nie het nie, want daar's verwysings na briewe wat ons nog nie ontdek het nie. So dit kan gebeur op 'n dag dat ons die ander Korinteërbriewe ontdek en dan sou dit waarskynlik bygevoeg word by die Bybel. Tot nou toe het ons net 1 Korintiërs 1 en 1 Korintiërs 2. En in hierdie 2 briewe wat ons het, in die eerste brief skryf Paulus eintlik en hy sê daar's klomp goeie leiers wat 'n rol gespeel het in hierdie stad Korinthe. En dit was Paulus gewees en dit was Apollos en dit was Petrus gewees en alles. Maar nou sê hy vir hulle in die eerste brief, hy sê ek hoor daar's verdeeldheid. Party van julle sê julle is eerder aan Petrus se kant, anders aan my kant, anders aan Apollos se kant. En dan skryf hy hierdie brief en hy sê maar dit moenie so wees nie. Ons moenie verdeeld wees oor ons leiers nie. Ons moenie verdeeld wees oor wat 'n dominee is my dominee nie. En in die tweede brief, 2 Korintiërs, skryf hy eintlik en hy sê maar daar's klomp pastore en dominees en noem hulle op leuke predikers wat daarna julle toe kom
wat groot skade maak. En hierdie tweede Korintiërbrief gaan eintlik daaroor om eintlik te sê, maar hoe onderskei mens, wat is nou die regte apostels wat van die Here afkom? Hoe lyk 'n regte apostel? En dan skryf hy in hierdie brief en hy sê, hy hoor hier kom leiers aan en hulle kom preek en hulle is daar besig in goeters en hulle kritiseer al die ander leiers. Hulle praat sleg van Paulus. Hulle sê vir daai gemeente daar, ag man, Paulus is hy's sommer flou, hy's wispelturig. Hy sê hy kom vir julle kuier en dan kom hy julle nie besoek nie. Hy's 'n lafaard. Hy kom nie na julle toe nie, maar hy skryf julle briewe. Hy's baie manhaftig as hy briewe skryf. Dan kom hulle en sê, maar ons het aanbevelingsbriewe dat ons kan kom preek. En Paulus het nie eens 'n aanbevelingsbrief om te kom preek nie. Hulle sê vir Paulus dat hulle sê vir die gemeente, Paulus gee in elk geval nie regtig om vir julle nie. Hy's maar net daar in goeters, maar hy gee nie regtig om vir julle nie. Hy's nie 'n goeie spreker nie. Hy praat nie so dinamies soos ons nie. En so maak hulle dat die gemeente begin dink, hoorie, maar is Paulus nou regtig 'n apostel? Is Paulus nou regtig deur die Here gestuur? En daarom skryf Paulus hierdie tweede Korintiërbrief. Hy skryf dit eintlik om eintlik te sê wie is hy en hoekom doen hy wat hy doen. Mens moet dit weet as jy hierdie brief lees, né? Daar staan in hierdie gedeelte wat ons gelees het, hoofstuk 10 tot 12, begin deur daar te staan Paulus verdedig sy apostoliese gesag. Paulus kom eintlik en sê, maar goed, kom ek vertel vir julle. Julle is nou so besig om my af te kraak en alles. Hy sê, kom ek vertel vir julle die storie waarom ek 'n apostel is en waarom ek hierdie werk doen wat ek doen. En dan kom hy daarby deur te sê dat daar 'n paar goed met hom gebeur. Hy sê, ek is weggeruk tot in die derde hemel. Hy sê in die gedeelte, hy sê nie net in die derde hemel nie, maar ek was in die paradys gewees. Hy sê, en daar het ek dinge gehoor wat ek nie vir julle kan sê nie. So ek gaan nie vir julle al hierdie goed vertel en goed nie. Hy sê, ek kan dit nie vir julle sê nie, dis goed dat nie uitgespreek kan word nie. En as Paulus dit vertel, dan vertel hy dit nie in die eerste persoon, hy vertel dit in die derde persoon. Hy sê, daar is 'n man met wie dit gebeur het. Hy's weggeruk tot in die derde hemel. So met ander woorde, Paulus sê eintlik vir hulle, weet julle, ek het God self ontmoet. God het my kom haal om vir my iets te wys. Dis die eerste ding wat hy doen, sonder om uit te brei daaroor. Hy maak nie 'n groot storie daarvan nie. Dan die tweede ding wat hy doen, is hy sê, ek sou nou ook kon roem. Ek sou nou kon oral gaan en vertel, wat het alles gebeur, wat het ek gehoor, wat het ek gesien, en ek sou soos julle verskriklike stories kan vertel. Dan sê Paulus, maar ek gaan dit nie doen nie. Ek gaan nie dit doen wat julle doen nie. Dan sê hy, dat ek nie hoogmoedig moet word nie, het die Here vir my 'n doring gegee. Hy het vir my iets in die vlees gegee. Hy het vir my iets gegee, sodat ek nie hoogmoedig sou word oor hierdie belewenis wat ek van God gehad het nie. Nou, 'n doring is mos iets wat seermaak. Ek het nog nooit iemand gesien wat gesê het, ja, is hom lekker op hierdie dorings. As ons klein kinders het en 'n kind loop deur die dorings, dan stop hy net daar en dis seer en ons hardloop nader en ons tel hom op en ons dra hom uit die dorings uit en ons trek hy dorings een vir een versigtig uit sy voete uit, want dorings maak seer. Dis lastige goeters. En Paulus sê nou dat die Here het vir my so 'n doring in die vlees gegee, so iets wat insteek in die vleis en wat seer maak, wat irriteer, wat lastig is, wat ek nie wil hê nie. En dan sê hy die laaste sinnetjie in die gedeelte en dan sê hy, en die doel daarmee, hy sê dis dat ek nederig bly. Hy sê, maar sodat die Here se krag na vore kan kom in my lewe. En net in hoofstuk 12 gebruik hy 4 keer die woord swakheid. Net in hoofstuk 12 sê hy 4 keer, my swakheid, my swakheid, my swakheid. Dis alwaar hy praat eintlik. En dat die Here na vore kom wanneer ons swakheid amper op sy ergste is. Nou wat is hierdie doring in die vlees waarvan Paulus so praat? Dis die enigste plek in die Bybel waar hierdie woord voorkom, so ons is nie seker wat die betekenis is nie. Baie keer as 'n woord klomp plekke voorkom, kan jy op die ander plekke gaan kyk wat beteken dit, dan sê, dis die betekenis, so dis dit. Maar ons weet nie wat Paulus bedoel het toe hy gepraat het van die doring in die vlees nie. En Paulus self het nooit uitgebrei nie. Paulus kom nie en skryf 'n opstel en sê, kom ek vertel vir julle van my doring nie. Net so min as hy van die hemel vertel, wat van die gesig wat hy gehad het, net so min vertel hy die detail van sy pyn eintlik vir ons. Maar wat hy wel vir ons sê, wat is die effek van hierdie doring? Hy sê die effek van hierdie doring is, dit maak my seer, maar dit hou my nederig, en dit maak dat ek staat maak op die Here se krag. Deur hierdie afgelope 2000 jaar het daar hope boeke gekom. Daar's baie geskryf oor wat is hierdie doring wat Paulus
in sy vlees gehad het. Daar's 'n klomp mense wat sê maar dit is dat Paulus in die algemeen 'n swak mens was in terme van 'n dalk selfs 'n sieklike tipe mens. En daarvoor gebruik hulle tekste soos 1 Korintiërs 4 vers 10 waar Paulus sê ons is swak, maar julle is sterk. Nou of dit die betekenis van daai teks was, weet ons nie, maar miskien sê Paulus dat oor die algemeen het dit sommer net sleg gegaan in sy lewe. Daar's 'n sterk ander gevoel dat Paulus praat van 'n oogprobleem wat hy gehad het, dat Paulus gesukkel het om te sien. In Handelinge 23 vers 5 is dit so interessant, hy verskyn voor die hoofpriester, voor Annas, en kyk, daai hoofpriesters daai tyd was veelklerig aangetrek. Ek bedoel, jy kan nie 'n hoofpriester miskyk nie. En wanneer Paulus hier voor die hoofpriester staan, dat hy op 'n stadium wat hulle van hom sê, met wie praat jy? Dan sê hy, ek vra om verskoning, ek het nie gesien, dis die hoofpriester nie. En op 'n ander plek skryf Paulus in een van sy briewe, dan skryf hy aan die einde, dan sê hy, nou skryf ek self, kyk net watter groot letters. So, een van die vermoedens is dat Paulus dalk 'n oogprobleem gehad het en gesukkel het met sy oë. Daar's ander mense wat sê, maar hierdie doring van Paulus was 'n dodelike siekte gewees wat hy gehad het. In 2 Korintiërs 4 sê Paulus byvoorbeeld op 'n stadium, dan sê hy, dat hier binne in ons is die dood heelpad aan die werk, en in julle die lewe. Nou, of mens daaruit kan aflei dat dit 'n siekte is, ons weet nie, dit is 'n moontlikheid. Kan 'n moontlikheid wees dat hy saamleef met ietsie binne in hom wat hom eintlik besig is om dood te maak. Dan is daar baie sterk vermoede dat hierdie doring in die vlees kan ook die stigmata wees, daai merke van Jesus Christus self. Paulus skryf in Galasiërs 6 vers 17, hy sê ek dra al klaar die littekens van Jesus aan my liggaam. Hy sê daai merke van Jesus se lyding sit oral op my lyf. Nou as jy gaan lees wat alles met hom gebeur het, hoeveel keer hy geslaan was met 'n sweep en alles, dan is Paulus nie 'n ou wat by 'n swembad sy hemp sou uittrek nie, dit was stikkend. Een keer was Leonard Sweet van Amerika hierso en hy het gesê, hy het 'n preek gehou en die tema was Show me your back. En hy sê as Paulus sy hemp uittrek en hy wys en hy sê kyk hoe lyk my rug. Dis die prys wat ek betaal het vir Jesus Christus. Wys my jou rug. En dis een van die vermoedens, dalk is dit die doring in sy vlees. Maar daar's ook ander vermoedens wat dit kan wees. En ek noem vir julle 3. Die ene is dat Paulus waarskynlik glad nie 'n aansienlike ou was nie. Hy was glad nie die mooi ouetjie van Antiochië nie. Paulus, daar's 'n verhaaltjie opgeteken in die Didache, een van die ou bronne van daai tyd. Daar's 'n briefie geskryf wat Diognetus geskryf het. En dis 'n briefie wat eintlik vir iemand vertel en te sê, hoorie, Paulus is op pad na julle dorp toe, gaan wag vir hom maar by die dorp, maar julle weet nou nie hoe hy lyk nie, so kom ek vertel vir julle hoe lyk Paulus. Dan skryf hierdie persoon vir die ander persoon, en hy sê, kom ek vertel net vir jou lyk Paulus, as hy daar op die lughawe land het, julle weet. Dan sê hy, dis 'n kort mannetjies, daar staan small stature, kaalkop, krombene, aan mekaar ooghare, kromneus. Dis Paulus. Dis nie die mooi ouetjie nie, né? As jy dit lees, dan hoor jy dis nie meneer Antiochië nie. Hy's 'n doodgewone mens, glad nie 'n aansienlike mens nie. Baie gewoon gewees. In so 'n mate dat dit dalk vir Paulus selfs 'n probleem kon wees, omdat hy dalk fisies nie mooi was nie. Daar's 'n ander teorie wat ek dink wat miskien ook baie waar kan wees, en dis dat Paulus was 'n baie middelmatige prediker gewees. In daai tyd het daar hierdie ouens ook gekom. Kyk, die ouens, dit was net soos vandag. Die ouens het gekom en hulle het dit tent opgeslaan en hulle het gesê revival Saterdag aand en genesing Sondagmiddag en hierdie ouens het oral so gekom. Dit was hierdie reisende predikers en oral waar hulle gekom het hulle, dit was dramaties. Die mense het so toe gestroom, die mense het hulle geluister en alles. En Paulus was glad nie so dramatiese prediker gewees nie. Paulus was eintlik glad nie iemand wat die mense beïndruk met sy prediking nie. Hy was glad nie die Billy Graham van sy tyd of die Jimmy Swaggart van sy tyd nie. Ek onthou dat Prof Jan van der Walt eendag in die klas van ons gesê het, Paulus was eintlik soos 'n flat coke. Hy het gesê, teen al hierdie ander ouens, is Paulus hierdie ou wat flat is. 2 Korintiërs 10 vers 10 staan daarso dat hy mak was. Die ander ouens sê, hy's 'n mak ou man. Sy bodily presence is unimpressive. As hy daar is, hy maak eintlik geen indruk nie. Op 'n ander plek staan daar, sy woorde beteken niks nie. Op 'n stadium praat Paulus, dan probeer hy homself antwoord, dan sê hy, ons is nie sulke gladde sprekers soos hulle nie. Die ouens is gladde sprekers. Paulus sê, ek kan nie so preek nie. Om die waarheid te sê, dat
As Paulus in onder 'n rivier kom preek het, sou julle waarskynlik ook aan die slaap geraak het. Daar's 'n gedeelte opgeteken in Handelinge 20 vers 7 wat Paulus 'n erediens in Troas hou. Nou dit was 'n lang erediens van die aand tot die volgende oggend. Gaan lees dit bietjie. Maar terwyl Paulus preek, is daar 'n jong ou met die naam van Eutychus en hy val by die venster uit en hy val hom morsdood aan die buitekant. En dan gaan Paulus hulle wek hom op aan die buitekant, maar net om vir julle te sê, Paulus is nie hierdie dramatiese prediker gewees nie. En miskien was dit die doring in sy vlees gewees. Daar's 'n ander ding wat 'n baie sterk moontlikheid is en dit is sy swak reputasie. Onthou Paulus het gehelp om die Christene te vervolg. Hy het bygestaan toe Stefanus gestenig is. En oral waar hy gekom het mense so half geskrik, is dit nie Paulus nie, is dit nie hy nie. En hy moes saamleef met hierdie reputasie die res van sy lewe. Oral waar hy gekom het, was hy die ou wat betrokke was toe ons kinders doodgemaak het, toe ons familie doodgemaak is en alles. En selfs nadat hy tot bekering gekom het, was 'n deel van dit wat hy moet saamleef mee. Vriende, maar ons gaan nooit weet wat hierdie doring van Paulus was nie, omdat die Bybel dit nie vir ons vertel nie. Ons kan gis daaroor. Die belangrike ding is dat Paulus ten spyte van wat ook al fout was in sy lewe, dat hy hierdie magtige instrument in die Here se hande geword het. Hierdie ou wat nie die beste prediker is nie. Hierdie ou wat nie die skare trek nie. Hierdie ou wat hulle sê hy's maar mak as hy by ons is, hy's gedooie. Dat hierdie die ou is wat die grootste deel van die Nuwe Testament skryf, gemeente stig, letterlik die wêreld van daai tyd omdraai vir die Here, 'n magtige instrument. Nou wil ek vandag vir jou vra, watter dorings ervaar jy in jou lewe? Wat is daai goed in jou lewe wat jy voel, hy skaaf, hy maak seer, ek wens ek kon hom weggekry het, ek wens ek het nie met hierdie ding gesit nie. Wat is hierdie ding wat vir jou voel of hy hou jou al vas, dat jy nie kan voluit leef soos wat jy wil leef nie? As ons almal, mens kan sê, voorkoms kan dit maklik doen. Daar kan 'n gebrek in 'n mens se lewe wees. Dalk is daar onderliggend 'n siektetoestand wat jy mee worstel, wat jy nie van loskom nie. Dalk is dit iets anders, dalk is dit 'n geskiedenis, 'n reputasie, iets wat in jou lewe gebeur het. Dalk 'n ander beperking, soos wat in Paulus se geval ook kon wees. Die kans is goed dat meeste van ons vandag hier sit met een of ander doring in ons vlees. En nou kom die Here vandag in hierdie gedeelte en hy sê vir Paulus en indirek vir ons en hy sê, wanneer jy op jou swakste is, dan kom my krag op sy duidelikste uit. Dan kan mense my die meeste sien. Vriende, as ek 'n briljante spreker is, as ek 'n spreker is wat mense trek, dan kan ek so maklik begin dink, dit's ek wat so goed is. Ek kan so maklik begin dink, sjoe, as ek praat, kom mense tot bekering, mense gee hulle harte vir die Here en alles. Dit kan so maklik gebeur. En daarom is 'n mens se swakheid baie keer juist die ding wat so belangrik is. As ons almal perfek sou wees, ons sou die mooiste liggame gehad het, ons sou beeldskoon wees en alles, dan kan dit so maklik die aandag aftrek van die Here. Want eintlik behoort mense nie vir ons raak te sien nie, eintlik behoort mense die Here raak te sien. En die ideaal is dat mense hier sit, hulle die Here moet raak sien. Klomp jare gelede is ek by 'n sportbyeenkoms in Pretoria, klomp sportmanne uit die groot wêreld kom getuig daarso, mooi getuienis. Maar ek sal nooit vergeet nie, die een ou wat op daai stadium 'n groot rugbyspeler was. Hy het lewer sy getuienis daar en ek en Tersa is nog jonk, ons sit daar en luister vir hierdie ou. En terwyl hierdie ou praat, dink ek dat dit voel nie of hierdie ou oor die Here praat nie, dit voel of hy oor homself praat, voel of hy net vertel hoe wonderlik hy is. En nou skryf Paulus eintlik dat die Here vir ons baie keer swakhede gee. Swakhede toelaat sodat sy krag kan uitkom en sodat mense hom kan sien. Weet jy hoe lyk Paulus se getuienis? As Paulus sy getuienis lewer wat ons net nou gelees het, dan praat hy nie eens in die eerste persoon nie. Hy praat in die derde persoon. Hy sê ek ken 'n man wat weggeruk is tot in die derde hemel. Hy's weggeruk tot in die paradys. Of dit met die liggaam of sonder die liggaam is, ek weet nie, maar hierdie ou het dinge gehoor wat hy nie in woorde kan sê nie. Hy kom nie eers en hy sê dis ek nie, terwyl dit hy is, maar hy vat al die aandag weg. Hy sê ek ken iemand en hy sê ons sou lank kon praat oor daai iemand, maar ons gaan nie praat oor daai wonderlike belewenis wat daai persoon gehad het nie.
Kom ek vertel julle eerder van my swakhede. Dis Paulus getuienis, né? Sy getuienis is dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor God. Ek het eendag die verhaal gelees van 'n persoon wat op 'n eiland gaan werk het by die Malaatses. En hierdie is nou nie die prentjie, is sommer net 'n prentjie waarby pas, dis nie die persone nie. Maar in elk geval, en hierdie ou gaan werk op hierdie eiland onder die Malaatses. En hy het alles gelees oor Malaatsheid, hy het alles reg gekry daarvoor en hy's gereed vir 'n bediening onder die Malaatses. En na 'n paar jaar op die eiland met hierdie Malaatse bediening, het hy nog steeds geen deurbraak en het voel vir my kan net nie by die mense uitkom nie. En toe op 'n dag te besluit hy gaan dit los. Hy is die verkeerde ou hiervoor. En hy wag vir die bootjie op hierdie klein kaai wat hom nou gaan terugvat na die vasteland toe. En terwyl hy op die hawe staan, voel hy sy hande juk so en toe hy sy hande so kyk, toe sit hierdie wit kolletjies so oral. En hy besef dis die begin van melaats. Die melaats sit op sy eie lyf. En die verhaaltjie vertel dat hierdie ou het teruggegaan en die deurbrake het begin kom. Want skielik was hy nie die gesonde ou wat vir die siek ouens kon vertel nie. Maar skielik is hy die ou met melaatsheid aan sy eie lyf. En die melaatses begin tot bekering kom, omdat hulle hierdie ou se swakheid raak sien, maar die Here se krag raak sien. Daai brief van Diognetus wat ons net nou 'n stukkie aangesê het, ons het gesê die ou moet vir Paulus langs die pad gaan wag. En dan sê hy vir hom, man, hy's 'n kort ou met 'n kaal kop en almekaar ooghare, bakbene, kromneus, alles, né? Weet julle hoe eindig daai briefie? As hy dit al daai goed klaar gesê het, wat sê hy dan van Paulus? Luister wat sê hy. Hy sê, dis hoe hy lyk. Hy sê, maar hy was vol vriendelikheid. Soms het hy soos 'n mens gelyk en soms gestraal soos 'n engel. Hierdie ou met die kaal kop, met die krom bene, met die almekaar ooghare, die onaansienlike ou. Soms het hy soos 'n mens gelyk en soms het hy soos 'n engel gelyk. Jy sien om soos 'n engel te lyk beteken nie dat ek beeldskoon aan die buitekant moet wees nie. Om soos 'n engel te lyk beteken dat God so groot in hom is, dat daar iets uitstraal wat nie van hierdie wêreld is nie. Dis wat Paulus gedoen het. En wat 'n getuienis vir 'n ou wat vir hom langs die pad moet wag, te sê dis 'n vriendelike ou. Ek het altyd dog Paulus is so nors, so uitklink so kwaai. 'n Vriendelike ou. Partykeer lyk hy soos 'n engel. Is dit nie mooi nie, né? My swakhede, my tekortkominge, my seer kry, my foute in die lewe maak dalk dat ek vir ander mense soos 'n engel lyk. Want dis wat God kom doen. Was 'n baie mooi verhaaltjie opgeteken in een van die boeke wat ek gelees het. Ek kan nie onthou watter boek nie, maar dit het daaroor gegaan dat op 'n stadium by Disneyland voer hulle 'n verhaaltjie op van 'n spoestertjie. En die saal is gepak. Dis ouers met hulle kinders en almal wag vir 'n spoestertjie om uit te kom en is vol. En die volgende oomblik dan gaan hierdie gordyn oop en die mooiste beeldskone dogtertjie stap uit. As spoestertjie self kom uitgestap. En al die kinders is so 'n wow, sy is so mooi. En almal storm nader om eintlik net aan Aspoestertjie te kan raak. Maar daar's een klein seentjie so 7 of 8 jaar oud. Hy staan so agter teen die muur. Hy het nie die moed om nader te kom nie. Heeltemal misvorm. Hy het so dwergagtig gebou. Hy het nie die moed om tussen al die kinders in te stap nie. Te veel keer al seer gekry. Hy bly maar net daar op 'n afstand staan en hy kyk vir Aspoestertjie. En hy dink hoe mooi is sy en hoe graag sou hy tussen daai kinders wou wees en hoe graag sou hy ook aan haar wou raak. En dan vertel hierdie verhaaltjie dat Aspoestertjie vir hom raak sien en tussen al die kinders deurloop en na hierdie gebreklike seentjie toe gaan en sy hand vat en sy hand soen. En op daai oomblik verander die lelikste seentjie in die kamer na die spesiaalste seentjie. Dan skryf die ou wat hierdie verhaal geskryf het en sê dis wat die Here God met ons kom doen. Mense wat nie noodwendig die mooiste en die beste en die slimste is nie die gesondste nie. Maar dat hy aarde toe kom, eintlik ons op die voorkop kom soen en sê jy is myne, jy is kosbaar, ek het jou gekoop, jy behoort aan my. Vriende, dis wat die Here met Paulus gedoen het, om 'n onaansienlike ou te vat, sodat hy soos 'n engel kan lyk, waar hy besig is om van God te vertel. Iemand vol liggaamsgebreke, iemand vol foute, vol tekorte, sonde, vol depressie. En so gebruik die Here vir elkeen van ons. Die Bybel is vol voorbeelde, met Moses wat gehakel het, wat die Egiptenaar doodgeslaan het, maar wat die leier van die volk word, die vriend van God. Dus dink maar aan Jefta, een van die rigters in die Ou Testament. Jefta se pa was Gilead en sy ma, Jefta se ma was 'n prostituut. Maar die Here kies vir Jefta
om sy volk se rigter te wees en hulle te lei. Dink maar aan Matteus en aan Saggeus, tollenaars, die ouens wat uitgestoot is, wat die Here se disippels kan wees. Ek wil vir julle 'n voorbeeld wys, ek vertel vir julle 'n verhaaltjie, ek weet nie wie van julle al gehoor van Tony Melendez nie. Tony Melendez is gebore op 9 Januarie 1962, hy is sonder arms gebore. Op 15 September 1987 het Melendez 'n lied gesing, Never Be The Same, verskriklike mooi lied, terwyl hy gitaar gespeel het met sy voete in 'n spesiale uitvoering vir die paus. Die paus was so ontroerd geweest dat die paus van sy stoel afgeklim het en hy die verhoogie toe gegaan het waar Tony Melendez gesit en sing het, en wat hy vir hom gesê het, my wens aan jou is om voort te gaan, om hierdie hoop aan almal, alle mense te gee. Tony Melendez het nie arms nie, maar hy het geleer om gitaar te speel met sy voete. En hy speel die gitaar met sy voete, met sy gebroke liggaam, en met hierdie gitaar vertel hy sy storie. Hy het nie arms nie, maar hy het geleer om sy gebrokenheid met sy voete gitaar te speel en te sing. Hy tree oral in die wêreld op. Hy sing in kerke, hy sang in kerke, hy lei mense na die Here. Tony Melendez is swak. Baie van ons het al die verhaal gelees van Nick Wayesi. Hy is gebore op 4 Desember 1982. Hy het die tetra-amalia-sindroom, 'n kondisie wat maak dat jy nie arms en bene het nie. Hy is gebore sonder arms en bene. Volgens sy eie autobiografie het sy ma geweier om hom onmiddellik na sy geboorte te sien of vas te hou toe sy hoor hoe hy lyk. In plaas daarvan het sy en haar man die hospitaal verlaat. Hy is by die skool geboelie weens sy mediese toestand. Op 'n stadium het Wayesi probeer selfmoord pleeg deur homself in 'n bad te verdrink, maar hy is gered. Terwyl Wayesi se ouers aanvanklik met hartseer en verwarring oor sy toestand gesukkel het hulle hom grootgemaak om na die blinkkant van die lewe te kyk. Alhoewel hy nie arms en bene het nie, is hy nie heeltemal beenloos nie. Hy is gebore met een klein voetjie met een toon aan, 2 tone wat aan mekaar vassit. Hulle het 'n operasie gedoen en hierdie 2 tone losgemaak. En met hierdie 2 tone doen hy alles in die lewe. Hy ry branderplank, hy swem, hy tree wêreldwyd op voor mense. Hy het 'n vrou en 4 kinders en hy leef 'n volle lewe. Hy het vir miljoene mense het hy al van die Here vertel. Hy tik 43 woorde per minuut met sy toon en inspireer mense reg oor die wêreld met sy verhaal. My parents always said, Nick, you don't know what you can achieve until you try it. And the doctors looked at me and said, he's not going to walk, he's not going to go to school, he's not going to do anything in his life. And then my parents, they just loved me like crazy and said, you got to try. Try this, try that, try this, try that. And I'm thinking sometimes like, Mom and Dad, you're crazy, man. I have no arms, no legs. How would I ever be able to do this or do that? But they encouraged me and they loved me. And as human beings, we're waiting for stuff like that. We all want love. Everybody say, love. Very good. The definition of tough means it's strong. To show your strength, you need to do something that's difficult. I would sound so stupid if I said, hey guys, I got a Matchbox car one day and I got some fishing line and I towed that Matchbox car all around all day. How tough is my BMW? That's stupid. I don't care if you end up being a janitor in this school. I'll tell you why. Because the janitor in my high school inspired me to be a speaker. He changed my life. He said, you should be a speaker. You know what I said? You're crazy.
He said, no, really, you need to be a speaker. I said, stop it, man. 4 months later, he twisted my arm, and I said, yes. I spoke in front of 10 people, then another 10, then another 10, then I found myself in front of 300 sophomore students. And 3 minutes into my speech, half the girls were crying, and one girl in the middle of the room started weeping, and she put up her hand and she said, I'm so sorry, can I come up there and give you a hug? And in front of everybody, she came up and she hugged me and she cried on my shoulder and she whispered in this ear, thank you, thank you, thank you. No one's ever told me that they love me. No one's ever told me that I'm beautiful the way that I am. It was because my parents told me that I was beautiful that I'm still here. Some of you don't have those parents, and that's why I'm here. I love you, and you're beautiful just the way you are. Never, ever give up. Vriende, sommer net 2 voorbeelde van mense met 'n doring in die vlees, maar omdat hulle swak is, sien mense die Here duidelik raak. Ek wil afsluit deur te sê dat wat is die doring in jou lewe? Wat sou jy verander as jy vandag dit kon verander? Wat is daar in jou lewe wat seermaak, wat jy sou wegvat, wat jy wens jy kon dit uit jou lewe kry? Dalk het jy ook al soos Paulus vir die Here gesê, dalk 3 keer vir die Here gesê, Here, vat hierdie ding weg. Here, kom neem dit weg. Here, ek smeek U, vat dit weg. En wat die Here vir jou gesê het, ek gaan dit nie wegvat nie. Jy gaan leef met dit. Want omdat daai ding in jou lewe is, gaan die mense vir my raak sien. Is 'n doring lekker? Nee, is nie lekker nie. Vra vir enige kind, dis seer. Dit bly seer. 'n Mens leef daarmee saam. Maar die Here sê dalk nee, sodat die mense om jou, jou gesin, mense wat saam met jou werk, jou vriende, meer van God kan sien. Dalk, net dalk, lyk ons partykeer met ons gebreke, soos 'n engel. Mag die Here vir ons so gebruik. Kom ons bid saam. Here, ons raak sommer bewoe as ons hierdie ouens sien wat so 'n groot doring in hulle lewe saamdra. Dalk is ons doringkies kleiner. Ons weet nie wat was Paulus se doring nie, Here, maar ons weet dis iets wat seer gemaak het. En U weet dat daar baie mense is wat swaar dra aan 'n doring in hulle vlees. Here, en ek dink aan mense wat langtermyn siektes het, mense wat gebreke het, wat beperk is. Mense wat uit moeilike huise uitkom, mense wat baie verloor het, mense wat seer gekry het, mense wat sukkel met depressie wat net nie wil los nie. Here, daar's so baie dorings. En ons vra vandag dat U vir ons, as U ons dorings nie wil wegvat nie, dat U vir ons sal help om so te leef dat mense U duidelik kan sien en dat ons met ons dorings vir U sal verheerlik. Here, ek bid dat U vir elkeen van ons, ook soos Paulus, mense sal maak wat ten spyte van alles wat verkeerd is, net baie keer soos 'n engel lyk, sodat mense vir U kan sien. In Jesus se naam. Amen. Kom ons sing daai vreeslike mooi lied wat Andri Salje geskryf het. Michiel het dit 2 weke gelede laat sing toe hy die skat in die kleipotte gepraat het. Kom ons sing daai lied wat sê ons is gewone mense, Here, en ons spreek so maklik. Kom ons sing dit saam.
ons gaan oë toemaak en ons gaan net die persoon daar in die Here opdra en bid vir die Here se seën. Kom sluit die oë. Here, ons kan sien dat daar iemand tussen ons is wat siek is. Ons vra net dat U hand oor hom of haar sal hou in hierdie oomblik. En dat U vir hom of haar gesond sal maak as dit U wil is. Ons bid dat U vir ons elkeen sal seën, dat U saam met ons sal gaan en dat ons met ons dorings vir U sal leef. En dat ons soos Paulus vriendelik sal wees en soms soos 'n engel sal lyk. In Jesus se naam, amen. Kom ons sing die seënlied.